Every trial I've ever faced, He is my constant, my safe place. When I'm broken. Amen. Let's give the Lord a mighty hand this morning. Hallelujah. He's worthy. Hy's waardig. Hy's waardig. Hy's waardig. Hy's waardig. He's worthy. Hy's waardig. En ek en jy is ook waardig. Okay. Hy verklaar ons waardig. We've been set apart by the second part Spirit. Die Heilige Gees is ons. We've been set apart. Ons is anders. Ons is nie deel van die wêreld nie. Ons is in die wêreld, ons is nie deel van die wêreld nie. And when the Spirit of God moves, He moves. He moves. Hallelujah. Ons gee die Here lof op en hallelujah. When would we have been if it wasn't for Jesus? Waar sou ons gewees het sonder Jesus? Jy weet jy, ons sit in die week sterk in thuis, ons daar by die jong mense, daar by Piet hulle, en ons sit ons en hy is bezig om so lekker te bedien, nie is in die Here, is bezig in die woord, en op een stadium kom en hy vat die jong, die jeug, dis die ou mense, die jeug, daar waar het is, hy vat die jeug daar in Efesiërs 6, die volle wapenrusting van God in, en hy is bezig in die wapenrusting, en die borshouders van gerechtigheid, en hy gaan hier alles in volgende, terwyl hy praat, sê, Heilige Gees vir my kinders, het meer vertroue in die wapenrusting as wat hulle in my het. They find the security in, ja, maar die wapenrusting nodig. Jy het eers Jesus nodig. Jy kan nie net sekere goed in die Bybel vat wat jou pas nie. Jy kan nie met respek sê vandag net nog vassit in die woestyn, in die tabernakel nie. Het is nie meer goed genoeg net om in die voorhof te wees of in die heiligdom te wees nie. Ons moet in die allerheiligdom beweeg, waar die Shekinah glory van God is. En weet jy wie dra die Shekinah glory? Ons wat die Shekinah glory uitdra vir die wêreld. Die wêreld het Jesus nodig. Suid-Afrika het Jesus nodig. Donald Trump, Ramaphosa het Jesus nodig. So what are we praying for at this present moment in our lives? Yes, ons land het dit en dit en dit. Ek hoop nie die befondsing van Amerika stop nie. En ek hoop nie die China wat wil nie. En ek hoop nie die India bom vir Pakistan en Pakistan vir India nie. En ek is so kort op in die wêreldsysteem. Maar wat is my hart as ek stil raak voor op 'n Vader? Wat sê hy vir my om te doen? Ek moet bid. Ek moet selfs bid vir my vyande. En dis hoe vanoggend julle ek wil net so swaar uithaal. En ons gaan Nehemia 8 vers 1 tot 12 lees, jy het reg gehoor, Nehemia 8 vers 1 tot 12. Hierdie is 'n gemeente wat ons hou daarvan om die woord van God te lees. Anders is dit my opinie tel nie, God se opinie tel. Hierdie is God se opinie. This is Jesus in print. Amen. Hierdie is Jesus in print. So hoe gaan jy iemand toets? Hoe gaan jy die woord kan oordeel as jy don't have the love for the word of God? So the word of God says in 2 Timothy 3:16 dat die hele skrif deur God geïnspireer. All scriptures is inspired by the Holy Spirit. Vir lering, vir weerlegging. That's why we read the word of God. Ek kan vir jou vra asseblief, vat jou swaard. As jy nie weet wat jou swaard is, hier is jou swaard. Vat jou swaard en lees saam met my volgende Nehemia 8 vers 1 tot 12. Moet nou eens kyk, ek sit my professor bril op. As jy jonger word, dan moet jy begin brille dra, net van so. Wat sê? So. Nehemia 8:12. En toe die 7de maand aankom, terwyl die kinders van Israel in die stede was, het die hele volk soos een man, sê agter man, een man, op die plein voor die waterpoort bymekaar gekom, en aan Ezra, die skrifgeleerde gesê, om die boek van die wet van Moses, wat die Here Israel beveel het, te bring. En Ezra die priester het die wet voor die vergadering gebring, manne sowel as vroue en almal wat met verstand kon luister op die eerste dag van die 7de maand. En hy het daaruit voorgelees vir die plein wat voor die waterpoort was, van dit het lig geword het tot die middag. En ons het 'n probleem om 'n halfuur of 'n uur te sit en luister na preek. Ek dink by myself, as jy sê met hierdie week gevlieg in Australië, ek is nou heilige besig vir 'n konferensie in Australië of my geestelike paas. Ek dink baie keer wat hy sê, Monet, maar pasta Monet, nie pizza nie, hy sê pasta Monet. Not pizza Monet, pasta Monet. Hy sê, pasta Monet, you must come with me up to Africa. So what's happening there, pastor? He said, Bishop, I said, oh, those people are hungry for the Lord. I said, but how are they hungry? He said, if the service starts, let's say 8 o'clock.
From about 6 o'clock in the morning, it's still dark, they started coming in from villages afar. Hy sê, when I started close off, hier, begin ek 8 uur bedien. Hy sê, when I finished with my first session, around about 1 o'clock, 2 o'clock, want dan het ek recht hier. As hy inkom vir die landing, hy sê, no, just a little bit more, please, go on, don't stop. En hulle kort breek, want hy gou iets eet, en dan begin hulle weer. Hy sê, daar leer jy, wat het is om die evangelie te verkondig. Hy sê, die aand, dan loop van my luistering, vrouens en doktertjies, die kindertjies, loop terug na die villages toe in die donkerte. En weet jy wat? Besef ek by dit moet sê, dit is maar my is convenient. Dit is 'n bietjie koud buite, ek gaan nie vandag na die huis vir die Here toe nie. Weet jy, ek het 'n kuchbende, ek gaan nie die huis vir die Here toe nie. Baie mense honger, en kyk wat sê die woord van God is, want wat hier gebeur is, Israel, die kinders van God het moeilikheid, hulle het aangejaag, en hoor wat gebeur, vers 5, kom ons begin met vers 4, en hy het daaruit voorgelees vir die plein, vir die waterpoort vast, van in die lig geword het in die middag, in teenwoordigheid van die man en die vrou en die wat kon verstaan, en die ore van die hele volk, was op die wetboek gerig, hy het the word of God, en Israel die skrifgeleerde het op die houtverhoog gestaan, wat hulle vir die geleentheid gemaakt het, en Naamson het aan sy regterhand Matitja en Sima en Anja en Uria en Hilkia en Masaja en aan sy linkerhand Padaya, Mishael, Malkia, Hassam en Hasbarabana, Zacharia en Masalum. As jy wil weet, ek het nou in die tale gebid, dit is in die naam. Met gehoor al ek in okay. Hy kan sien as baie saam met Denkloe, hy kan vinnig afslaag werk doen. En Israel het die boek opgemaak voor die oor van die hele volk, want hoe kan die hele volk gestaan? En toe hy dit oopmaak het die hele volk opgestaan. Oh man, ek lees die ding op Piet en dit stap my so. Dat is maar nie die Bijbel. Amen. Ach weet jy, ja, dit is maar nie die huis van die Heer. Ek net hoor wat sê daar ook vandag. Hulle staan op vir die woord van God. Vers 7. En Israel die Heer die grote God geloof en die hele volk het geantwoord. Amen. Amen. Met opheffing van hulle hande het hulle gebuig en die Here aanbid met die aangesig na die aarde toe. How do you reverence fear? Prostrating yourself before the Lord. Jy sê raak vir die staal om sê jy op my nou terwyl ek die Yeshua sing. En ek voel die Here my aftrek en ek voel ek kan nie meer staan nie, maar hoop, wat gaan jy nie van my dink as ek nou op my knie afgaan? Wat dink jy wat mense van jou hou? Die bad, drugs, rock and roll, grapsterk by elke party waar ek om sy en verkeerde goed doen. Weet jy wat? Mense het nie vir my gepraat. Vandag kind van God, mense praat nog steeds van my. I don't care what people say about me, I don't care what he says about me. Ek kan hom please. Amen. En onthou, hier stop by ons, is nie skeletjies, en die Here besig is, dit is om jou te flat face hier stop, en dit is jou saak met die Here. Ons nie, verstaan wat ek sê, be real man. Ons change die wêreld deur real te wees, om echt te wees. En Yeshua en Bani en Serubabel, ek gaan nie ons naam noem, okay? En die Leviete het die volk en die wet onderrig, onderwel die volk op hulle plek by staan in vers 9. En hulle uit die boek, uit die wet van God, duidelik voorgelees en dit verklaar, sodat hulle verstaan het wat voorgelees is. Daarop het Nehemia, hy was die gouverneur, en Esra die priester, die skrifgeleerde, en die Leviete, wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Here God. Treur nie en ween nie, want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. Verder het hy vir hulle gesê, gaan en eet lekker spys en drink soetdranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan ons Here. Hoor hom nie sê, wees dat nie bedroef nie, want die blydskap van die Here is julle skipper. Ons goedeer het, maar lees ons om in konteks wat het wees om te gebeur. Kom ons gaan verder, vers 12. En die Leviete het die hele volk tot bedaring gebring en gesê, wees stil, want hierdie dag is heilig. Wees
dis nie bedroef nie. Ons sien sommer vroeg in die skrifgedeelte dat die kinders van God nie op 'n goeie plek is met hulle verhouding met Jesus Christus nie. En dis ook belangrik vir ons is vanoggend as ons sit in die huis van die Here, moet jy nie nou sit en dink, "Jesus, die man nie weet, jy weet wat maar jy my gewees gister van ons gaan breakfast eet. Jy ek wil baie rus met op op reis." Nee, jy kan nie met daai attitude hier sit nie. Jy moet sê, "Wena, I myself. Kom ek kyk na my journey saam met die Here." Amen. Die volk vra vir Esra om die wet voor te lees. En dit word nie afgedwing nie, maar daar's 'n honger en 'n dors vir die mense wat die woord wil hoor. Amen. Hulle wil nie Esra en Nehemia se opinie hoor of hulle sensasie hoor nie. Hulle soek die waarheid. They want truth. En dan sien ons hier van vers 9 af hoe die volk begin ween toe hulle die wet van die Here hoor. En dit is my so mooi as jy aanskakel by laasweek se boodskap van die kwotasie wat ek gemaak het, ek het iets gekwoteer, ek het nou gesê, wat ek gesê, the gospel is like setting a lion, dis soos wat 'n leeu wat gehok is, 'n skage in dat hulle is, dis 'n lion is completely locked in, hy's toegemaak. En die volgende kom jy, maak nie daai hek oop, maar hy's honger, en jy los hom, en hy gaan, en hy doen wat hy moet doen. Dis wat die evangelie is, maar ons wil kom, en ek wil die unleash om die leeu, en ek moet omloop na wie ek te wil, dat hy nou doen wat ek wil doen, en dis hoe het werk nie. Die evangelie van Jesus Christus, doen wat hy wil. Amen. Dis die blye boodskap. Amen. En jy kan nie mense oortuig met vleiende of slim woorde nie. Dis met baie respek wat ek dit sê. Hoeveel synodes, vergaderinge was nie al gewees nie. Deur Susterskerk en ek het vriende wat in Susterskerk is, ek maak hulle nie, maar wat daar sit, en dan kom jy nie tot 'n punt nie, dan kan jy klaar kry met die vergadering nie, want dis op koppe stamp die hele tyd. Broer Dani het nou teen my gepraat. En broer Johannes het ook nou iets gesê. Dat klomp korrelkop mense is baie keer wat opinies lig wat geen deurbraak het nie. En ek sit in die week weer, wat is dit, die week laas, ek sit met Henny Marits, goeie vriend van ons. En ek en hy kyk en ons praat so oor bietjie church structure en goddelike struktuur en heilige gees struktuur, weet hoe dinge werk en ons praat ook daaroor en ek sê vir weet jy wat vergaderings is so belangrik, dis belangrik, maar die effektiewe vergaderings is. Jy sê, ek onthou na 3 jaar in Fransjoor, wat ons al saam was op die beheerder van die skole. Partykeer kan jy in 'n kwessie van 20 minute of 'n halfuur die hele vergadering doen. Maar as jy 'n korrelkop het waar ons sit, gaan die ding 2 ure vat. Daar nie wat jy sit, was jarelang in die bankweese gewees. Ek dink hy kan vir ons om boeke skryf van vergaderings, want vergaderings het aanhou. Wat probeer ek sê volgende? Ek probeer om te sê, goed moet effectief wees. Dit moet nie time consuming wees, vir alles is die kom by die koninkryk van God en die evangelie van Jesus Christus. Jy sien, toe die volk die wet van die Here weer hoor, sê die woord, het hulle begin ween. The living word, die rema woord, het hulle hart gespreek. Die vensters van hulle oop opgemaak. En hulle was oortuig van wat? Sonde en ongeregtigheid. Hulle was daar oortuig van sonde en ongeregtigheid. Hulle het geweet ons is uit lyn en dit wat ons besig om te doen is nie van God af nie. Wat so mooi is dat deur hierdie wat met hulle gebeur, maak hulle nie daai illustrasie wat laasweek gewys het van die repentance, die 180 grade swaai wat jy maak, draai hulle nie daarso in 'n plek weer om te sê, Here, ons het jou hulp nodig. Hulle word nie veroordeel nie, maar uit 'n plek van 'n liefdevolle oortuiging kom op die plek om te sê, we need to make one with God. En dis wat hier gebeur in 'n mens se lewe as en wanneer ons honger en dors na die woord van God. Dat die oortuiging ons nie wegstoot of wegjaag van God af nie, want dis wat godsdienst doen. Religious spirit will always say you're not good enough.
Religious spirit sal sê, maar weet jy wat, jy moet net bietjie meer dit, jy moet net bietjie meer dit, jy moet net bietjie meer dit. Maar as jy kom in 'n verhouding met Jesus Christus, oortuig jy onmiddellik, hy sê, dit wat jy nou gedoen het, was nie reg nie. Jy sê, ja, maar ek moes toe net nou op plek gesit het. Jy sê, nee, weet jy wat, jy dink jy daar op plek gesit nou reg gehad, jy het eintlik baie seer gemaak. It's all about relationship and being inclined to the Spirit of God. Hoe Heilige Gees jy sê, wanneer en wat en hoe, baie belangrik, en hoe woordjie, H-O-E, hoe, dit hoe, jy dinge sê. Amen. Hier's 'n pragtige kappel, hier's 'n paar kappels vandag, Lee, John Ryan, daar agter in die hoekie, hier's 3-4 kappels wat vandag hier is, ek dink 5 of 6 wat ek getrou het. Welkom hier by ons vandag, julle, al die pad van die noordelike voorstede af, ek gaan dit net so stel. Maar, ek sê nou ding met myself, daai verbond, daai covenant wat julle twee een gemaak het, that made two people one, daai covenant, dis wat het gaan. Alles gaan ons verbond. Want die woord sê, ons het 'n verbondsgod. En dan sien ons in vers 11 hier baie bekende skrifgedeelte wat ons actually, we can quote it by heart, wat sê, wie is dit bedroef nie, ons sê hier so maklik, want die blydskap van die Here, dis julle beskikking. Nadat die hele volk geween het, sê Esra, kom ons vier 'n fees, want God is goed. Jy sien, dis wat ware herlewing revival doen, in 'n kind van God se lewe. Ware revival, herlewing, bring vreugde, dit bring vrede, en dit bring 'n splinter nuwe toewyding in jou lewe. Amen. Dis nie 'n lysie wat jy afsteek van funksies en goedjies wat jy moet doen om in right standing te wees nie, maar dis iets wat jy binne in jou, wat in jou opstaan, wat sê ek wil. En wat so mooi is, ek het gelees in Nehemia 9, hoe na Nehemia 8, nadat hierdie gebeur met Esra en die volk en Nehemia en die volk, hoe die hele volk kom, hoe mooi is hierdie, en hulle bely hulle sondes, en dan begin hulle weer 'n ernstige pad met Abba Vader te staan. Ek wil volgende keer so stil staan met die woordjie herlewing in die Bybel. Die woordjie herlewing beteken as iets weer tot lewe kom of iets aktief raak. Dis as 'n mens iets bewuster probeer terugbring of iets te bring herleef. Dit beteken om iets op te werk. In die Bybelse konteks is dit 'n tyd van geestelike herlewing, geestelike opwekking en geestelike ontwaking. 'n Innerlike geestelike herstel. Dit beteken dat God weer iets lewe gee wat dood was of wat uitgedoof was in 'n mens se lewe. Luister baie mooi vandag, herlewing. Ek sien nie die emosionele spaakraak jy vinnig aan en afsit nie. Dit begin wanneer die Heilige Gees in ons harte begin opstaan en waar jy kom uit 'n plek van ek is eerlik en ek is true, ek is waarlik en eerlik teenoor myself en die heel belangrikste teenoor hom. In 2010, by die 150ste gedenkviering van die Andrew Murray Great Awakening Gathering, het daar 'n lewing plaasgevind. Dat die Bybel uitgebreek, toe 'n jong swart dogtertjie opstaan en sy begin bid, wat die Heilige Gees haar gelei het om te bid. Die getuienis lees as volg, hoor hoe mooi is dit? A mighty wind blew through the church and revival started. Een klein dogtertjie wat opstaan en bid wat die Heilige Gees wil so. As jy dit begin doen, kan nog nie performance wees in jou lewe nie. It becomes a lifestyle. John Wesley is the great revivalist, die prediker is, dis nie spreker, die prediker, het gesê, revival is a people saturated with God. Saturated beteken om versadig te wees, dit beteken om deurweek te wees, dit beteken om deurdrink te wees, En dis wat die antwoord
is vir my en jou, vir ons dorp en vir ons provinsie en vir ons land en vir die hele wêreld, is herlewing, revival. Amen. My vraag is vir myself eerste vanoggend en vir elkeen van julle in die gehoor en vir u wat miskien na die tyd kyk na die opname, is die vraag: bring jy, Morney, ek praat met myself, bring ek herlewing? Do I bring revival? Do I bring things to life? Do I change atmospheres? Wek ek mense op? Of is ek die teenoorgestelde? Vra jouself af. Of gaan dit net oor jou? Oor my probleme, oor my huislike situasies, oor die goedjies wat ons so voor sukkel en vasstaan en wat net moet deurbreek in jou lewe. Want jy sien, daai goedjies wat jy aandag gee, lyk te consume you. Just think of financial sector. Dink net gou, jy sit nou hierso, jy weet, jy kry elke einde van die maand, kry jy nou jou 80 of 100,000, ek dink dis die algemene inkomste hierso in die gemeente. Amen. Amen, ja. Die is $7 die rand. En jy kom by die werk aan die 2 dae, jy py op die 25ste en 23ste stap die bestuurder en dan sê jy, ouens, hoe sit gaan by my? Ek het vir ons announcement om te doen. Ja meneer, wat sê? Jy kan net vir jy sê, jy gaan nie hierdie maand pyker en jy gaan volgende maand pyker. Gaan jy terugsit en sê, halleluja, Here is goed. Jou kop gaan sê, huispaaiement, karpaaiement, jy hardloop, want jy moet, wat moet ek nou doen? My hemel, my debit orders gaan af. Ek gaan nou met die bank praat. Maar gelukkig het ek 'n overdraft. Ons lag, maar is het gebeur. 'n besigheid wat ek nie gemaak het. En ek dink ek gaan hierdie verniet vertel vir julle, dat ek nou so nie gehoor nie. Hierdie ou wat die voor julle staan het, om, jy kry distinction, dan kry jy om die cum laude. Ek het die cum laude van cum laudes gehad, van plannetjies maak by finansies kom. Want in 2007 die National Penitentiary inkom, was koop het baard, koop is jy daar, die motorhandel. Toe vlieg ek hoog, man ek krijg soos een F-18, mooi karre, motorfietsen en alles van goed, en die Here is goed vir my. Maar as ek 'n goeie maand het, die Here is goed vir my, en hy sê vir my, betaal jou huis dubbel, die Here is goed vir my, dan koop ek nog meer uit. En hy National Credit Act kom in, en die beskryf waar jy kan gekom het, en gesê, ek het R10,000 per maand, en ek kon 'n kaart vir paaiement betaal het van R5,000 per maand, of selfs R7,000 per maand, en die bank het nie omgegeen nie, gewerk op jou bruto inkomste, kom die National Credit Act en sê, you need to declare everything. Jy het R10,000 verdien en jou huispaaiement is 5, en dit in die einde van die dag sê jy oor met R3,000, gaan ons jou met R1,000 paaiement gee. So die cheekoutjie wat op daai stadium, is dit die cheekoutjie wat bekostig word, raak toe die algemene kar wat mense weer rondry, die Taz is al goed, nie die Taz werkkar is, die cheekout werkkar is, maar en way na vol van daai verkope, val ek na soveel verkope toe. Maar kan die Here is goed, want soos wat ek nou deur die jare gaan met my finansiële vryheid, jy weet, kry ek net meer en meer kredietkaarte wat se opbou, met overdrafts. En so gaan ek en ek, nie die Here sal deurkom vir my, so ek moet so 'n bietjie hier vat. En toe ek uit sê, is 50, 81 dae, en 120, en die Here gaan deurkom vir ons. En toe ek my oogies uitgeet, is dit met die R600,000 se overdrafts die kredietkaarte wat in die reis. Die huis wat ek in Johan voor gebid het, is gerepossessed deur die bank. Ek moes die sleutels so voor my vrou vir die bank teruggee. Die kar wat ek vir gekoop het, is ek teruggee. Waar was God? God was ons die hele tyd daar, my probleem was om hy nie geluister, toe finansies gehad het, om my dubbel of triple, of selfs 4 paaiement op my huis te betaal nie, dat kon dit doen my tyd. Ek bring dit in 'n getuienis en daarvan te sê, ek moes deur daai seisoen gaan, en ons het weer 7 jaar seisoen daarna gegaan, van waarlik swaar trek, finansieel.
amazing is dat die Here die laaste wortels van 'n God met die naam van Mammon om uitdruk het dit ons lewe uit die staan. Heeltemal. Want dit was 'n God gewees in my agterkop wat ek iets van geweet het. En dis hoekom mense die challenges en die goed wat jy dit gaan op hierdie stadium, hoe langer jy daarin vashou, jy wil dit uitsorteer, ek moet op my manier doen, want die volk kon gegaan het en weer 'n goue kalf bou, soos in die woestyn, in die tyd van Moses. Hulle kon weer hulle eie planne gemaak het, hulle kon die Baal gode aanbid het, maar wat so mooi is, Esra luister, Nehemia luister, hulle verstaan hulle mandaat, hulle verstaan waarvoor hulle geroep is, en die hele volk kom by mekaar, en hulle ondertoe die woord van God, nie hulle opinie en hulle slimkoppe en hulle kredietkaart en hulle overdrafts gebruik nie, maar hulle gebruik die woord van God, en hulle staan voor die volk, kom die woord van God oortuig daai mense, Juda. Amen. Ek is die my kanaal by my naam is Jesus. 'n prediker met die naam van John Blanchard het eendag gesê, man can do no more. Man can do no more to organize revival than he can to dictate the wind. Wie van ons kan enigstens vir die wind sê, waai van die kant of van die kant af? Jy kan dit sê. En dis wat gebeur met my en jou as ons in 'n liefdesverhouding ingesteld is na die Heilige Gees, die inspraak van die Heilige Gees. Dan maak die skrifgedeelte soveel sin dat sê, die wind waai waar hy wil. Amen. Die wind waai waar hy wil. Amen. Coping mechanism vir my en vir my is, ek kan nie hier staan en worry op Vrydag of op Dinsdag. En die worry wat ek van praat, Frans, soos hier praat van worry wat ek praat is, ek fokus op wat ek vandag moet doen. My prioriteite vandag is, ek weet, na die diens het ek dit en dit en dit, soek jeug vanaand. Môre het sy eie storie. Vanaand sit ek check my dagboek, môre het ek môre se worries. Ek kies jongere om nie te dink aan môre of die dag daarna nie, want die woord sê daai dag het ons eie moeilikheid of sy eie challenges wat kom. Dis 'n coping mechanism vir my om te slow down. Ek deel met die manne Vrydagoggend. Dit was Vrydagoggend gewees, ek Woensdag en dan. Iemand het gedien. Gedeel. Dus ek dit is al met die papier gewees. Dus dat wat ek by foon soos jy sê, die foon, die Here wys my en die foon vat. En hy gaan vir my dat wegsit. Miskien vir 'n dag, of vir 3 dae, of vir 'n week. Want die foon hou my te besig. Dis asof die foon my besig hou met die dinge van God, want dit hou my met om tyd met hom te spandeer. En dis nie soos dat jy dit dink sosiale media van Instagram en Wham en ek weet nie wat is al nog goed. Ek het nie Instagram. Ek het Facebook, dit is goed. Ek sien dat ek die hele tyd op is, dis nie geval van as jy hom aansit, die messages. En dis nie verkeerd nie, dis nie bad messages nie, maar as ek myself sien, as ek so kont op, want jy sluit nie af, en spandeer regtig tyd. Dis hoekom gister by die konferensie wat ons ook was, weet, ek dink het was, kan ek dat gesê, die sê wat, you know, when you go into your inner room, as jy daar in jou bidkamer ingaan, los jou foon, sit jou foon in die kant. Sit jou foon in die kant, want jy is distracted deur hom. Revival has no boundaries. Herlewing het geen, dit kan niks inhok nie. It has no, hoor mooi vandag kind van God, want hierdie God is tussen ons. Dis 'n ding wat kort weer in jou lewe wil opstaan. It has no racial groups. Dus ja, hoe raak is so reg is nie meer rassist nie. Maar nou, dat het nie gebeur met die part van die tekst. Of jy kyk op die nuus, die man met die rooi bril. Of die goed gebeur, jy sien goed, dan die vibe daar, die kerel goed in. Of langs die rugbyveld, of die hockeyveld, of die netbalveld, of die atletiekbaan. Jy dink jy is dood in 'n area, want jy is dood, maar weet jy wat die vyand weet? Waar is daai area wat jy mee sukkel?
En dan denk jy net, Here, ek is vry, jy weet ek, wat liedjie van Annelie van Rooyen op gesing, maar, ek is vry, nie my op is dit sy, ek weet dat sy is, sy het Cora Maria, ek weet iemand, wat is Cora Maria? Celine Dion, oké, maar elkeen van ons het nou area of areakies, pressure points, wat net moet druk. Net genoeg daar. Hy hou net genoeg aan. Vat 'n voorbeeld, Dion, hy is vol van die geesverlede. Dion en Natasha. Maar as Dion daar dinge in sy lewe gehad het om gelyk om mense bossies bene te gee. En ek kon net lank genoeg kom en net aanhou met hom. As hy nie gaan sensitief wees nie, kan ek daar iets waar die waarde maak uit. So weer coping mechanism. Al die goed is vriend hoor. Beloof die goed is vriend in die deel. Coping mechanism het ek daarmee gesit. Ek het daarmee gesit, maar ek het weer gesit. Sodra ek konflik of bekleier, ek voel as ons speel en dan begin mekaar aanval. Verwyder ek myself en ek loop weg. Ek beweeg weg. Nie omdat ek gevaarlik is, weet jy waarom ek gedaan en weet jy wat ek te doen. Ek het op betaald op karakter en is toch weet. Ek sê waarom ek van hom. Nee, daar goed nie, John, dis nie wat gaan nie. Want, hier is ons vriend. Mense, om iemand dood te slaan, om iemand dood te maak, gaan nie oor een hartje slaan, dis waar jy slaan. Om iemand te staan, kan jy iemand mos dood laat val. Kop teen die klip, iets gebeur. En die goed wat ek noem, is nie goed wat in movies is, dit is goed as ek jou val, waarom ons vriende te muur aan jou pakke, as jy hom gaan sit en gesel, ons te jou vertel. Weet jy baie gevalle is daar van mans as vrouwens wat toegesluit is, so goed wat ek nie gedoen het nie. En jy is goed elke keer as ek so by een dorp inraak, ek dink nou nie waar was ek gewees, ek was in Noord-Kaap gewees, daar was nie met die aarde, ek werk ook voorbij die correctional services, en ek rijd daar voorbij en ek sê, eers met so'n groot tronkie en onmiddellik heilige geest, staan iets op my en sê, en daar is nie genade dat jy die buitenkant is nie wat binnen is. Want jy moest al wees. Hulle was gevang, jy was nie gevang nie. My genade het jou weer aan laten wees. So dink jy dat ons kan mighty wees en begin dink ons is beter as ander mense? Nee. By grace we have been saved, genade, ons dood nie rond met die mentaliteit van, die Here is goed vir my en weer. Hoe meer ek afkyk, hoe meer ek die Bybel skyn oor my om te dra. Daar is die heiligheid van die Here oor my. Nee, dit is die heiligheid nie. Daar is vals. As God jou gemaak het, deal my cue, you spoke on Sunday with the truth. There was a fire within you. It's something within you, it's who you are. It's the way God created you, Deal. Stay, always that's the Deal I know, that's the Deal I want to know, get to know. Embrace die mense met voorgeen. Mense check, vir al kinders van die Here kan discern as dit in reg verkeerd is. Ek sê weer, die Bible has no boundaries, it has no racial groups, it has no favorites. And it works like a bushfire. Jy moet net aansteek. Steek net in geloofsaam, steek net plekje. Steek nie die plekje aan wat die Here vir jou sê steek aan. Hoe steek ek dit aan oor my? Deur liefde. Amen. Deur mooi sensitief te luister, onderskeidingsvermoë te hê, om te weet wanneer en wat te sê. En die mooiste vir my van herlewing in die Bybel is, dis hoogs aansteeklik en contagious. Dis hoogs aansteeklik. Ons is nou in 'n seisoen met 'n seisoensverandering wat plaasvind. En jy sal sien, ek het nou nie begin, ek het eindelijk hier gemanifesteer, ek het geloop en kort en snuif wat so daar op. Vergeet my spiek ek hier is aan. Maar dit is 'n seisoensverandering wat plaasvind aan die lis. En wat gebeur is, dis iemand wat net verby my miskien geloop het en dit al eentjie gegooi het. En daai ding het nou gemanifesteer op my neusholte, hou sy in die longe, verstaan? Ek het hom nie gesoek nie, maar ek gemanifesteer in die kaart. Hoekom lag jy dit, joh? My illustraties nie goed nie. En so moet ek die evangelie van Jesus Christus wees. So moet jy wees aan die brand. Dat jy alle mense aan die brand kan steek, nie met die vloer
virus nie. Jy moet hom nie brand steek met die liefde van Jesus Christus. Met die vuur van die Heilige Gees. Die wêreld het nie joy nie. Die liggaam van Jesus het gestagneer. Dit is asof mense net gaan, dit is 'n mooi woord vanoggend. Dit is 'n amazing worship geweest. Steek jy mense aan met die blye boodskap van Jesus Christus? Amen. Kan die mense waarlik, ek weet hoe die mense is voor die tyd, die bid voor die tyd. Ons is gister by 'n konferensie, iemand kom na my toe, vra vir my, ek gaan lunch met die mense, ek sit in 'n plek waar ons besig om te eet, so met klomp Amerikaners, ek ken nie 2 of 3 van hulle, die herder van die gemeente het my genooi, ek sit daar so, ek nog ander mense gaan ook daar wees, hulle stoel nie daar, nou sit ek op die punt, nou sit ek en my chommies, ek, Morley en Finch, 3 van ons, my bynaam is Finch, okay? Nou sit ek op die punt, en weet ek my 2 persoon, waarvoor ek eet. Nou, halfuur gaan voorbij, niemand praat met my, maar dit pla my nie, ras, want ek sê met waardig nie. Ek sit in Charlotte, ek sê, jy weet, dan ek ons sit in Charlotte. Dink ek, is maar so lekker gewees het, as Beach to the Storm, as Wine in the Storm, dink ek nou, jy weet, in die gesprek, want ek die ete. En ewe steek die herder van die gemeente, draai na my, en hy sê, my, don't you just share a little bit about where you're situated and what you're doing in the body of Christ and you're calling it what God has called you for. Zoek my begin te deel. Wat doen ek naait in die hart van die naait? En tot my weer kry, sonder ek drink, David, begin ek my getuienis te geef, hoe ek Jesus Christus ingekom het. You could hear a pin drop. Because it wasn't here, it was here. Die Heilige Gees het geïnspireer om die woord te bring my getuienis van die love encounter met Abba Vader. En my vrou sê ons, en sy het die trans, sy sê, can I just give you a hug? Because I truly felt the Holy Spirit as you spoke that you in a living relationship with the Lord Jesus Christ. I said, anytime, ek haak, Abba, man. Geen performance nie. Geen van hulle die naam of die titels en ek is hier en wie ek is, selfs wat ek is vir die huis, selfs wat ek is vir die thuis, en my pade, dis wie ek is, just be real, just be yourself. You do what God tells you to do. Die beste is, ek nog soos vir die kyk en sê, as ek my vra wat gaan ek sê, dis die moed, hy ek in die mens verstaan. Ek weet iemand moes dit hoor vandag, dink ek in die meetings by jou werk. Ek ken ons altyd een persoon wat baie slim is. Hy praat die meeste te van hom. Jy hoef nie meeste meer as hy te praat nie. Want ek het die ander ding, wat ek weer eens weer gesê, nie al die goed gesê, is, kyk bykie, as jy waarlik sit in die council, of in die vergadering van wyse mense, hoe minder hulle regtig praat. But when they speak, it's like, whoa. That was wow. So ek dink, ek het al baie kom om so wys te word, ek praat te veel. Maar dis wat jy optel, wyse mense luister verskriklik goed. En as hulle praat, is dit soos 'n revelation. Van die grootste revivals wat ek in my lewe gesien het, 'n persoonlik Morley wat in voor julle staan, was gewees by Dad Angus, kan jy teruggehoor. Hier is my aardse pa. Hier is pa Gert Andries Venter. Came out of Cambridge University in Burgersdorp, in the Karoo. Gert Andries Venter, Burgersdorp in die Karoo. Catherine Louisa Hearns, Krugersdorp High School, in Krugersdorp. Dis my parents. My ma, my pa. Maar op 'n mens se journey, dis my journey. Nie nou jy uithartig, Here, wie is my geestelike pa? Here, wie is my geestelike ma? Here, wys my net. Ek dink dis wat ek nodig het in my lewe. Hey, dis nou vir my Jesus. In my journey het ek mentors gehad. In my journey het ek nou bestaan 2 geestelike paas. Een is Bishop Samuel Museum, hy is in Australië. Die ander is Dad Angus. He's my spiritual dad. En ek sien in my journey van waar hy begin het, want as jy kyk na 5 jaar Partythuis, sê jy sien hoe hy profetiese aksies gedoen het,
waar hy in die landerye ingery tussen die milies. Dan staan hy agter op sy bakkie, dan maak hy die vlek oop, dan staan hy daar, dan begin hy te bedien vir die miliepoppe. Honderde duisende miliepoppe staan in die preek. Men weet het, dat die profetiese aksie is, dat gaan gebeur, Shalom Farm. Jy sien in my lewe, in my journey, het ek gesien hoe honderde, hoe duisende manne by mekaar kom, from every walk of in life. Van die oudste tot die jongste, van die armste tot die rykste, tot die onsuksesvolste, tot die baie suksesvolle, die geskooldes, die ongeskooldes, top internasionale sportsterre, top besigheidsmanne, selfs mense wat in die parlement was, wat gegaan het na hierdie mighty men movements, wat by Shalom was. Wat so wonderlik is iets wat ek altyd daarvan hou, as een mens baie keer by kampe kom waar die Heilige Gees beweeg, so het wees het, waar Heilige Gees beweeg, is een mens baie attent daar, veral as jy in klein groepie sit, om die mense te sê, sit een naamstekertjie op, dat jy die persoon ken by sy naam, maar los die titels. Want baie keer sit jy in die klein groep, en dan weet jy nie dat hierdie ou wat langs jou sit, is miskien die CEO van Hewlett, of hierdie is die ou van die grootste pastoor seker in Alberton, in die mega kerk, wat ek het mag wees. Daai goed werk nie. Jy ken nie die ou by sy naam. En wat so amazing is dat in 2004 het dit begin, die mighty men het begin met 240 mans wat by mekaar gekom het. In 2005 was het 600. Toe in 2006, 1060. 2007, 7400. En 2008, die eerste mighty men wat ek en my pa en my boetie na toe gegaan het, saam. Met baie ander mensie van Christus, ons het actually aangerig met die bus, een groot bus. Was daar daai dag meer as 60.000 mans binne 'n wit tent gewees, maar aan die buitekant was daar nog duisende wat daar om gesit het. En die laaste ene was gewees in 2010, waar hulle reken, dit was omtrent 300.000 mans. Wat so awesome was van Dan Angus is dat hy gehoorsaam was. Dat hy geluister het na die mandaat wat God hom gegee het. En as jy gaan kyk na sy lewe, want onthou gou as jy weet nog nie die, ek het nie anders gesê, maar as jy nog nie die movie gekyk het 5 laat tyd is nie, asseblief gaan kyk. Want ek dink baie mense dink, weet, was 'n baie arrogante ou gewees, ek nou mooi praat, wat ons lang geken het, hy het ons sonder naam toe verwys as om aardappel. Ja, lekker om aardappel is weer besig om, duisende mans as hy klaar toe te trek. Hy maak ons lekker geld. Ja, godsdienstige man het dit gesê. Maar toe weet hy nie is my geestelike pa op hy stadium. Maar as jy moet kyk na die lewe van Angus, weet jy wie sy most accountable person in sy lewe? Tannie Jill. Tannie Jill korrek hom nie 1 keer 'n maand of 1 keer 'n jaar nie. Sy korrek hom met respek as sy sê dit daagliks. Angus, you're too busy. Ja, but you know, I need to just, Angus, you're too busy. Angus, you need to slow down, you need to wait upon the Lord. Dag 2 gaan voorbij en sy sê, hy is frustreerd, hy wil move, hy wil gaan. Die arbeid is min, die oes is ryk, hy moet gaan, hy moet gaan skep. Hy weet hy moet die boodskap bring. Want hy sê perd, soos waar op in die bome daar, in die woude gaan sit hy daar so. En hy wat sê die Here voel, precies wat hy Jill gesê. Angus, you're too busy. Tell your sons, tell Renee, tell Dean, tell my sons, I'm too busy. Slow down. You can only give what you have. Look after his sheep. Take care of his sheep. Basics van ministry wat baie mense net mis.
sien, deur die Engelse gehoorsaamheid wat hy bewerkstellig het met Mighty Men, het die Here manne reg in die wêreld gestuur om te begin spiritual sons van hom te word. En ek gaan hierdie enetjie moet ek sê. Die eerste keer toe ek hom ontmoet, dit was deur Uncle Warren Haynes gewees, dit was sy beste vriende. Ek en Uncle Warren mekaar ontmoet die jaar voor die tyd, toe sê Uncle Warren vir my, sê, nee, ek het ewe met Engels, die sê, nou, so I've never met him, of walk past him, of sy hand geskik is, so maar ooit gecheckt, hy sê, nou, dan stop, I'm going to introduce you to. En luister nie so mooi vandag van my mense, ek veraf goed nie vir my, sy dit mens nie soos ek en jy. Maar ek het nog in my lewe iemand ontmoet met so salwe van nederigheid en autoriteit, soos om my is nie. Hy haal sy hoed af, hy kyk my in my oor, hoe lang jy ken hom, in my oor, hy trek my nader. Maar nee, hou aan, en hy kyk my, en ek voel, asof ek op daai storie die belangrikste ou in sy lewe is. Die mense kom voorbij, hallo Dad, hallo en praat met hom. Hy worry nie, bezig. Listen son, did your first time here? Yes, Dad. Hy sê, let's have a cup of coffee. Ag, waarom moet jy eens 'n cup of coffee? Sit ons daar, begin ons gesels. Waarom vat my so gestel? Ek sê, tell that Engels, tell what God is doing through you this book. Raai wat gebeur, hoor my van ander. Ek sê vir hom, Dad, 2008, die wit tent, die Saterdag aand, ek het dit al gesê, mens moet sy mooi gehoor het nie, sê, die Saterdag aand, is hy besig om die woord te ding, besig om die evangelie, die volgende, ek sê die, James, let's go down on our knees, hy al sê die top, hy gaan op sy knie, hy begin te bid, hy sê, Dear Lord, thank you that we come with repentant hearts this evening, as men, we need you, Lord. The follower need to pray. Man, listen to the Spirit of God speaking and say, man, respond now to the Spirit of God. I say, if you've been called for full-time ministry, stand up. En ek sit al, ek en my pa en Dries en Christo Wiggins en al die ouwens, wat van ons vorige gemeente, ons seker 60 ouwens wat so sit, as ek rij, sit ons so by mekaar. En ek sit die lag in die middel, my neef sien, hy is op pastoor na my bestaan. Hy sit op die een kant van my. Ons kom op, ek sit al. Nee, ek sê besigheid man. Ek maak hom die lekker chin-chin. So, hy sê, gentlemen, there's men not standing up, but you've been called by God for full-time ministry. En my kop maak so, Here, ek weet nie wat jy het. Maar ja nie, hoe gaan sy ding verstaan van full-time ministry? Ek het nie laatjies op school, ek kan nie in full-time ministry, ek het salaris kry. En daar ek sê, gentlemen, last invitation, who has been called for full-time ministry? Stand up, the Spirit of God says stand up now. Without even thinking, I'll stand up. Listen to this. And I took my hands. I lifted my hands, and as I lifted my hands, I just lifted my hands into this cloud of glory. Dit was 'n wolk van sy glorie. Ek glo dit is die Shekinah glory van God. Ek steek my hande in die wolk van sy glorie. Ek hoor hy sê, you've been called. I'm seeing you forth. You're mine. Ek het gestoel vir 3 jaar. En ek teen het gestaan. Ja, ek weet ek genoeg vir minister, ek sal doen as ek 40 is. As ek 50 is, as ek 60 is. Ek net goed die geld maak. Jy kry die huis afbetaal, kry die kar afbetaal, niks skuld en dit. Maar doen nou net hierdie lewe en dan gaan jy nou reg wees. Om 3 jaar, in April 2011, in 'n hoorbare stem, daar die Here vir my 40 vers 31 gee, ek kyk in die lig op by 'n mighty man, waarom ek is weer bedien die Vrydag die Saterdag op, bedien en is bewolk, en ek sit so en ek kyk so op, en ek sien die wolk oop gaan, en ek weer kyk, en so perfecte blou hart wat voor my is, en ek sien in die middel van die hart, hoe zweef daar al adem, hy zweef so, hy vlek, hy zweef so. En ek hoor die Heilige Gees, en hy sê, Psalm 42 vers 3, hy sê, that's why I want you, my son, I want you in my heart. You're not going to be bound by the structures and the things of this world. Ek roep jou, jy is myne. Amen. 'n maand later, toe stap ek by ons kantoor. So by ons het iemand gesels. Sy sê, wat sê ek sê? Ek weet nie, jy gaan verstaan nie, maar ek moet bedank.
dan? Sê dit bedank. Groot vir fulltime minister. En weet jy wat, die genade van die Here, April 2011, dus ek eie besigheidswêreld het, en we started living completely by faith. Net geloof. Het is nie meer my wat oulik is of rijk is nie. Het is nie ek wat die staan as in Here by faith nie. Ek vertel julle vandag, wat doen Jesus, en luister mooi vir my vandag. Ek het nie miskien alles wat jy het, wat jy sit vandag nie. Maar ek kan compare myself nie met jou nie. Maar een ding wat ek het, nee, ek leef in my droom. Ek leef in my droom. Ek is so content, ek is so dankbaar wat ek het. Ek dink ek vir my seuns, 1 of 2 van my seuns sit miskien rugby games, en hulle lewe het ek nie gesien. Goed wat klein goedjies, kwaliteit lewe, slow down. Vandag kan ek sê, Here, dit is U wat goed is. Jesus, maar ek het jou geloof nodig. Nee, haal jou oor van my af, of haal jou oor van mense af. Start focusing upon the Lord. Ask the Lord, what is it that He wants to do? Sean is so. Amen. Kom maar, Sean is daar uit geweest, daar het ons worship outs. Hy moes ook, ruk terug, moes hy besluit maak en sê, gewerk vir 'n salaris, en hy het 'n step of faith geneem. En nou sê hy, hy het al mense onder hom. The just shall live by faith. Met tydjie kos is blindelingse geloof. Hy sê my sê, die Heilige Gees, as jy vir hom luister, maak hy dit nou. Moenie bang wees om jou droom en jou visie, maak dit openbaar. Tell the Lord, Tannie Liz, tell the Lord, Lord, I'm going to, before I turn 50, how old are you now? 48? Okay, sorry. Before I turn this age, I want to go to Mauritius, I want to go to London, I want to go wherever it might be. Maar sê vir die Here, ek wil nie na my paniekamp toe gaan nie, ek wil by Sikosa gaan, in die middel van die wildtuin. Sê dit vir die Here. Weet jy hoeveel blessings kry ek, omdat ek vir die Here sê wat my hart begeerte? 'n dom ding soos jag. Weet jy wat keer ek sê, Here, my grootste hartbegeerte is om daai ding of daai ding eendag te skiet, draai dit gebeur. Hoekom sal die Here nie vir my dikke goed gee? Maar hy gee nie vir jou so goed nie. Het jy hom al gevra? Nee, maar ek kan hom net sekere goed vra. Dis my pa. Dis my pa. Ek vra alles. Here, ek skwaad volgend, ek is geïrriteerd, ek voel ek op my kop, die kussing slaan. Wanneer my koesie kom, is Here my eie hart opgegit. Ek het nog gekies dat die persoon met my talente. En Here, hoe maak ek nou? Weet jy wat? Maak jou hart skoon. Gaan prijs en worship, gaan sê, Here, weet jy wat? Dis nie nie, dis ek, dis die oude en heilig ek bestaan van my lewe. Ek het 'n verhouding, jy 'n verhouding met jou Vader. Ek kom terug gou, Jesus maak te maak met hierdie. Angus, wat so wonderlik is vir die Mighty Men Movement, as ek daai mandaat wat hy gekry het, na die laaste by Shalom Farm in 2010, as die mandaat wat God hom gegee het, is te sê, Angus, you need to mandate your spiritual sons om Mighty Men te hou, waar hulle wil. Raai wat, was in Australië, was in Ierland, was in die VSA, Mighty Men wat opstaan. Kan jy imagine? Hy het net vir homself gaan. En dis ook om die evangelie, sodra jy die evangelie vashou, dis ons kerk en dis my kerk en niemand niks, hierso dis ons sinne. Doesn't please the Lord, be the body of Christ. Amen. Jy sien die verandering wat plaasgevind het na daai Mighty Men Movement, het steeds besig om te gebeur. Het huise, huwelike verhoudings, met kinders, werksplekke, familie en oral, waar die manne beweeg het, as hy teruggekom het, en het waarlik in die kant met Jesus Christus gehad. Luister mooi, nie met hom Angus nie, met nie die Shalom nie met die kerk of die instansie nie, met Jesus, het atmosfeer en hulle verander in mense se lewens. En een ding van die dinge wat die mans geleerd was, hoe mooi sê, om watchmans te wees, oor hulle eie huis, oor die gemeenskap en oor die nasie. En dis waarlik,
wanneer die manne kan terugkom by die huis, hoor hoe mooi sluit ek af met die, waar die woord kan sê, want die blydskap van die Here is my beskutter. The joy of the Lord is truly my strength. Dis nie 'n tap in hierdie power source in, dit is hier, die dinamoeskrag van die Heilige Gees, lewe binne jou. Hy stop binne jou. Die vraag is hy geactiveer? Maar nie, maar hoe moet hom geactiveer? Moet ek nou eers deur 'n kursus gaan, of 'n Bybelskool gaan, dat hy geactiveer kan word? Nee, you need to spend time in His presence. Amen. Jy moet kom en sê, Here, ek is die klein pottebakker, maak met my en vorm my net soos U wil. Amen. Let's stop putting God in a box. He moves in ways that we will never understand. Ons harte moet wees, Lord, touch and change my life, my family's life, every corner of this world, every sector and every ethnic group, because the whole world desperately needs Jesus. Amen. Kom ons stel iemand aan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie vir vanoggend se saam is hy, dankie dat ons gehoor vanoggend dat dit so belangrik is dat ons 'n liefde moet hê vir die woord van God. Dankie dat ons kon lees uit Nehemia uit dat die woord van God het mense verander. Die woord van God geïnspireer deur die Heilige Gees het 'n volk laat ween, het 'n volk laat met respek gesê dat kyk om te sê, maar ons is out of line. En wat so mooi is, Esdra kom aan die einde en hy sê, maar kom ons gaan nou en ons hê 'n fees. Let's go and have a feast, rejoicing in the Lord. En dis wat ek wil bid vanoggend vir mense in die huis van die Here hier by ons. Here, asseblief, gee ons honger vir die woord. Gee ons honger vir die presence. Gee ons honger om regtig die evangelie van Jesus Christus uit te dra en uit te leef, om nooit beskaamd te staan vir dit nie. So ek bid vanoggend ook in die naam van Jesus, Here, vir die week wat voor lê. Dan moet ons gaan hande lê op siek mense vanoggend, dat ons weet dat is genees in die naam van Jesus. Amen. Ons vra nie, en ek wil net sommer in gebed ook net vir Jesus dankie sê. Ek getuig net sommer in gebed vanoggend. Julle hoor net van die getuienis terwyl ek bid. Dat vir oom Piet en tannie Annetjie wat hier so sit in ons gemeente, liefdevolle mense, man amper soos 'n ouer paar van my. As ek dit so kan stel, ek is so lief vir hulle. Hulle is nie net geestelike familie, maar van my eie familie, oom Piet en tannie Annetjie. So rukkie terug het oom Piet hulle gekom en ons vertel van by die ouer tuis waar hulle is hulle geskei van kamers, hy en sy. En seker so 2 weke terug gebeur daar iets dat hulle weer by mekaar uitkom. En laasweek vra hy vir my, sê my bismoeder, kan ons net saam bid, die Here 'n weg sal oopmaak dat ek en die tannie by mekaar kan bly. En sonder dat ek dink, want is die gees van die Here wat gespreek het deur my. Dis nie uit my kop uit, dit kom uit my hart uit. Sê ek, oom Piet, ons moenie vra vir dit nie, ons sê klaar dankie vir dit. Amen. En raai wat gebeur, in hierdie week, woensdag ons by ou tuis is, die sê oom Piet vir ons almal, julle gaan nie glo wat gebeur het nie. Hy het ons eie kamer gegee. Amen. So with thanksgiving, en 'n hart vol opregte danksegging, kom ons vanoggend na U toe, Here, en ons sê vir U dankie dat ons moet ophou om hierdie reëls en regulasies gebede op te dra, want ek moet so, maar ons wil voor U kom met 'n oop hart, met 'n oop gesindheid, want ons kan niks vir U wegsteek nie, en net ons begeertes, ons behoeftes, alles net voor U bring. En as ons bid, dan bid ons 'n gebed van geloof. Want die woord sê dat Joshua dit baie vryf. Ek wil bid vir die week wat voorlê, ons kinders op skool, ek wil bid vir elke besigheidsman, elke besigheidsvrou, elke mamma en pappa, elke huwelik, maak ons toe vandag in die naam van Jesus Christus met die woord en met die kosbare bloed. Ek wil bid, Vader, dat hier waar ons uitstap vandag, that we have truly been ignited by the fire of the Holy Spirit, om nie beskaamd te staan met die evangelie van die goeie nuus nie. En ek bid vandag, Here Jesus, dat ons sal nooit ophou om vir mekaar te bid nie. En ek sê die weer eens dankie dat die woord is so belangrik in ons lewens. Mag ons 'n liefde hê vir die woord, mag ons 'n liefde hê vir gebedstyd, mag ons 'n liefde hê om tyd in die aangesig te spandeer. Hierdie week wat voor die kind van God, gaan nie shalom vrede, wat net hy jou kan gee. Jou antwoord en jou deurbraak is nie, met baie respek gesê, in jou properties,
jou besittings, in jou finansies, selfs in jou nesteier. Jou shalom vrede. Kom settle Abba Vader in jou hart. En dit kan net gebeur as jy 'n verhouding met hom is. En ek voel gelei terwyl Christus so beautiful in die agtergrond net speel. Ek net vandag vra, terwyl daar geen manipulasie, geen intimidasie, niks emosionele opspeelbereid is nie, maar ek wil sensitief is vir die Gees. Wil ek vir die vraag vandag, as jy nie so sit volgend, en jy is nie oortuig en 100% seker, dat jy in 'n verhouding is met Jesus Christus nie, of jy vra as ek jy vanavond op te steek. Jy kan nie bekostig om uit te stap, sonder Jesus nie, because we all need Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord, you look at the hearts. Ek wil net so gebid, laastens, Here, vir die sielsdimensie. As die mense is wat sit met gebrokenheid, wat stikkend en seer is. You know better, as wat hulle sal weet, wat het is, wat hulle deurgaan. En ek vraag vir vandag as kind van God, seun en dogter van die Allerhoogste, gee daai seer, daai stikkend nou vir hom. Jy hoef nie dit om te doen. Al voel het vir jou so groot vir God, give it to you. Hy is die ene, wat het dra met graagte en met liefde, because he's a loving Father. May Abba Father truly bless you and keep you this morning. May he let his face shine upon you and be gracious to you. May he lift up his countenance upon you in every area of your life. And may the shalom peace that surpasses all understanding, alle verstandigheid, vandag voor jou kom, gees, siel en lichaam, in die naam van Jesus. Thank you this morning, Lord, that encourages us, wat ons dryf is liefde. It's your love, Father God. It's only your love that carries us. It's your love that sustains us. It's die liefde wat ons dryf na 'n plek van verhouding met U. Dankie dat U nooit ooit te besig is vir ons. Ons raak besig. U is nooit te besig vir ons. Ek wil vandag vir U sê, kind van God, die woord sê, roep my man in die dag van benoudheid. The enemy will always try and daai ding te vergroot wat jy deurgaan op die stadium. Give it to Jesus. Give it to him this morning. Leave it at the feet of Jesus. En klim op sy skoot. En neem hy met jou op sy bors en oor sy hart op. So dat hy net oor jou hart op en sê, Kadosh, Kadosh. Dit beteken heilig, heilig, heilig. Ons bid het van iemand in Jesus naam. En ons allemaal stem saam en sê, Amen. Amen. Kom ons gee die Here 'n magtige hande klap. Praise die Here. Halleluja. Comfort and my peace. Oh, the deep, deep love of Jesus. How he kindly tends my soul. In my praise and in my failures, his arms are open wide. Oh, the deep, deep love that I know. Every valley and every hill, I found the love of Christ deeper still. In the toil and in the pain, there is a joy that still remains.